Welkom by hierdie oordenking. Mag jy ons saamkuier in die woord van die Here geniet. En reg deur hierdie geleentheid, die werking van die Heilige Gees ervaar. Kom ons raak nou eers saam stil voor die Here. Kom so bietjie tot stilstand. Ontspan lekker daar waar jy jouself bevind. En haal 'n bietjie asem saam met die Here. Wees net bewus van die Here se alomteenwoordigheid deur sy Gees in jou, by jou, saam met jou, nou in hierdie geleentheid. Word stil. Ons word stil, Here, en ons is intens bewus van u alomteenwoordigheid deur u Gees, ook nou hier saam met ons in hierdie geleentheid. En daarom erken ons u opnuut as die enigste ware, lewende God van die heelal. God in u drie-eenheid, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. En saam bely ons in hierdie geleentheid vandag die woorde van Psalm 24 vers 1. Aan die Here behoort die aarde en alles wat daarop is. Aan die Here behoort die aarde en alles wat daarop is. Amen. Hierdie God, aan wie alles en almal behoort, groet jou en seën jou net daar waar jy jouself nou bevind, met sy liefde, genade en vrede, onmeetlik groot. Alles vir jou. Ontvang dit nou opnuut uit God se Vaderhande. Ons tema in hierdie geleentheid, gee is deel van disippelskap. Gee is deel van disippelskap. Dit spreek tot ons uit 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 15. Kom, ons lees dit saam in die 83 vertaling van die Bybel. 2 Korintiërs 9 vers 6. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle eerbied, julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink,
omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Ek onthou vroeër in my bediening iemand wat eenmaal gesê het, wanneer die kerk oor geld praat, raak mense ongemaklik, kriewelrig. Nou, dit is waarskynlik waar, maar vriende, die waarheid is dat Jesus in die Bybel baie oor geld praat, meer as 200 geleenthede. Nie omdat Jesus geld wou hê nie, maar omdat Jesus geweet het dat geld dikwels wys waar presies ons harte eintlik is. Dis vandag in NG Doringkruin Klerksdorp ons rentmeesterskap Sondag. Rentmeesterskap gaan nooit heel eerste oor ons beursies nie. Nee, rentmeesterskap gaan heel eerste oor jou hart. In die eerste plek vra God nie eers hoeveel nie. Nee, God vra doeteenvoudig of jy en ek deelneem. Is ons deel van die wat gee, getrou gee? Paulus sê hier in ons teks in 2 Korintiërs 9 vers 7, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het. Elkeen. Hy sê nie, kom, gee almal dieselfde nie. Hy sê nie, gee 'n spesifieke bedrag nie. Hy gebruik duidelik die woordjie elkeen. Elkeen moet gee. Dis nogals opvallend in hierdie teksgedeelte van ons. Die Here kyk nie na die gelykheid van bedrae nie. Nee, die lewende Here God, aan wie alles en almal behoort, soos wat ons saam aan in hierdie geleentheid aan die begin bely het in Psalm 24 vers 1. Hierdie lewende Here God kyk na getrouheid. Getrouheid. 'n Kind wat R20 gee. 'n Student wat R100 gee. 'n Pensionaris wat R50 gee. 'n Sakeman wat baie meer gee. Almal, elkeen kan ewe gehoorsaam wees. Die Here vergelyk nooit die bedrae met mekaar nie. Nee, ons lewende Here Jesus kyk na ons harte. In die tweede plek, my dankoffer sê, ek glo God sal weer voorsien. Ek glo God sal weer voorsien. Elke keer wanneer ons gee, sê ons eintlik daarmee, Here, U was getrou, U is vandag getrou en U sal môre ook getrou wees. So vriende, gee is dus 'n geloofsdaad. Dis hoekom Paulus hier in ons teks in 2 Korintiërs 9 vers 6 praat van saai. 'n Boer hou nie sy saad vas nie. Nee, hy saai dit, want die boer vertrou die Here ten volle vir sy versorging. Ons maandelikse dankoffer, ons kollekte op Sondag en ons 10de maand dankoffer Oktober werk presies so op hierdie selfe beginsel. In die derde plek, wanneer ek gee, raak ek deel van God se werk. Wanneer ek gee, raak ek deel van God se werk. En dit is waarskynlik die mooiste deel van ons teks in hierdie geleentheid.
Paulus sê hier in ons teks 2 Korintiërs 9 vers 12 en 13, begin eintlik al daar aan die einde van vers 11, 2 Korintiërs 9 vers 12 en 13, dat die gawes, ons dankoffers, ons kollekte op Sondag en ons 10de maand dankoffer voorsien nie net in behoeftes nie, maar dit laat dankbaarheid teenoor God opgaan. Met ander woorde, wanneer jy gee, help jy iemand wat jy waarskynlik nooit eens gaan ontmoet nie. Jy help bejaardes, jy help kinders, jy help sending, getuienisbediening, jy help gemeentebediening. Jy help mense hoor van Jesus. Jy word met ander woorde deel van iets baie groter as jouself. Jy bring ware disippelskap van Jesus in aksie. Dit is verseker nie 'n betaling vir die kerk nie. Nee, vriende, deur jou dankoffer, kollekte en 10de maand dankoffer, is dit deelname aan God se koninkryk. Ek leef soos 'n ware disipel van Jesus, met ander woorde. Ons gemeente, ons geloofsfamilie van NG Doringkruin, probeer ook hierdie beginsel najaag, nastreef. Ons teksgedeelte druk 3 eenvoudige dinge op jou en my hart. In die eerste plek, gee gereeld. Tweedens, gee doelbewus. En in die derde plek, gee dankbaar. Nie omdat iemand jou dwing nie, ook nie uit skuldgevoel nie, maar omdat Jesus Christus homself heel eerste vir ons gegee het. Ons gee omdat Jesus eerste gegee het, ja, sy alles gegee het vir elkeen van ons. Ek sluit af met hierdie beeld. Wanneer 'n familie saam eet, bring elkeen iets tafel toe. Ek weet nie hoe werk dit in julle families nie, maar dis hoe dit in ons familie werk. Wanneer ons familie saam eet, bring elkeen iets tafel toe. Iemand bak die brood, iemand maak die kos wat elkeen 'n ietsie bygedra het gaar, iemand skink die koffie, iemand bedien die pudding. Nie almal bring dieselfde nie, maar almal dra by. Daarom is daar meer as genoeg vir almal. Dis presies hoe God se gemeente, sy geloofsfamilie ook werk. Nie almal gee dieselfde nie, maar almal, elkeen gee iets. Want ons is saam besig met God se werk in sy geloofsfamilie. En daarom, wanneer elke lidmaat deelneem, raak God se koninkryk sigbaar. Die Here Jesus het nog nooit vir ons gevra dat almal eweveel sal gee nie. Nee, ons Here Jesus vra dat almal met 'n gewillige hart deelneem aan sy werk. Amen. Vriende, gee om te gee is deel van disippelskap van Jesus. Daarom bring ware disippelskap van Jesus in aksie in jou lewe as dit nog nie so is nie. En hoor en luister in hierdie geleentheid opnuut as die Here in sy woord sê, elkeen moet gee. Nie omdat jy moet nie, nie omdat iemand jou dwing nie, maar uit liefde vir Jesus, wat ons almal eerste lief gehad het. Ervaar
God die Vader se onmeetlike groot liefde vir jou. En God die Seun, Jesus Christus, se onmeetlike groot genade oor jou, elke dag splinternuut in en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees, God, die Heilige Gees, binne in jou, oral. Amen. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en vandaan waar het geduig. Neem my hande, maak al sterk, dienstbare die goeie weg. Neem my voete, gooi al Heer, met bereidheid tot die Heer. Neem my stem en laat my sing, aan die Here hande brei. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks nou my eie meer. Al my kennis en verstaan, stel ek in die Vader aan. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wagen vol en laag, altyd na U wyse raad. Rig my wagen vol en laag, altyd na U wyse raad.